Hallo julle, Hallo almal. ons staan aan die begin van lente. Ek Kan dink jy die nie mooi winter, hoor nie? ek dink die winter is verby. O. Ons bome begin bot. Dis te pragtig en dis eintlik 'n bietjie te warm, ewe skielik. Almal sê so, né? Ja. Almal is bang vir daardie laaste koue Daai swart ryp. wat so in einde September of die sneeu. Ja, verlede jaar het ons hier rond met 20 September sneeu gehad. Ja. Maar in elk geval die lente is in die lug. En 'n mens kan dit agterkom, Ja. né? En mens voel dit. Ja. Ons het nou verlede week gepraat oor ons intuïsie, ons instink, ons dieper weet en dit is of vir mense lyf die verandering van die seisoen ook voel. Ja, maar is dit nie ook interessant dat die plante weet nie? Ja. Uh Daglengte. Ja, en dit Ja. gebeur oornag. In hierdie afgelope week het ons net gesien hoe vinnig die blare uitkom Ja, en die bloeisels. Ja. Ja, dis regtig ongelooflik. Skielik is daar so baie blomme. Net 'n week of 2 terug wou ek blomme in die retreatkamer sit en daar was so min. Daar was nie baie om van te kies nie. En skielik is daar so baie. So dis eintlik wonderlik. En wanneer 'n mens dan nou van seisoene praat en 'n mens is eintlik sensitief daarvoor en daarop ingestel, want party van ons het voorkeurseisoene en ons sukkel met ander seisoene. So dit is baie self gefokus. Maar as 'n mens kyk na seisoene oor die algemeen en ons is tog nou met 'n dieper reis besig waar 'n mens ingestel is of probeer om sensitief vir jou omgewing en die dinge te wees en die besef dat ons nie regtig los daarvan staan. Ja, dat ons deel daarvan is en dit ons ook seisoene in ons lewens het. Ons seisoene vat miskien, mens kan dit sekerlik gaan vergelyk met lente, somer, lente, somer, herfs en winter. Maar dan ook in terme van 'n jaar en die seisoene van die jaar. Ons praat baie keer daaroor hoe verskillend ek en jy byvoorbeeld winter ervaar. Dis reg. Ek dink dit het en elke mens is minder of meer sensitief vir skommelings, vir dinge wat net vir jou dit moeilik maak, fisies moeilik maak. So vir George is die winter wonderlik. Dis 'n tyd waar hy meer energie het. Ek dink dit hang saam met 'n vinnige metabolisme. Ek is nie seker nie. Want in die somer kry jy weer te warm. Ja, dit is baie keer regtig baie moeilik. Ek sukkel met dit. Ja, maar vir my die winter werklik waar ek nie baie energie het nie. Dit vat soveel energie van my om gemaklik en warm te wees. Dat ek eintlik moeg is van my lyf is gespanne, so ek beleef die winter nie op dieselfde manier as jy nie. Ja. En dit sê nie ek's verkeerd of jy's verkeerd of maar dit is ook net interessant hoe mense dit beleef. Maar ek dink elke seisoen het 'n baie diep en daar's ooreenkomste en dinge waarmee ons kan besig wees in 'n sekere seisoen. En ek dink dis belangrik. Om nie net die seisoene oor jou kop te laat gaan asof dit nou maar so is en nie 'n belewenis te hê van wat daai seisoen vir jou kan sê, wat dit vir jou kan beteken, wat die dieper nut daarvan is. Ja, en 'n mens wil amper sê die laaste ruk het ons nogal baie keer teruggekom na verskillende forme van wysheid. Ja. Dis interessant, né? Ons het dit is amper 'n tema waarop ons nie besluit het nie. En dit het outomaties voortgevloei uit die gesprekke en dit het hulle self aangemeld. En die natuur en die seisoene het 'n bepaalde wysheid. Ja. En 'n rede. Ja. En wanneer ons in ons eie lewens, wanneer ons dan intap op die groter wysheid rondom ons, dan dink ek dan dien dit ons op 'n baie goeie manier. Ja, en kan ons baie meer haal uit 'n seisoen uit as wat ons net
deur 'n seisoen worstel soos winter of somer wat Ja, te warm is. want oor die algemeen koppel ons seisoene sterk aan ouderdom gewys. Waar 'n mens sê wanneer jy jonk is en jy's 'n kleuter is jy in jou lente en of tot op tiener, 'n jong volwassene, jy's in jou lente, vroeë volwassene. Dan wanneer jy volwasse is, dan is jy in jou somer en jy Ja. dra vrug en jy produseer. Ja. En dan begin mense kragte af te neem of jy raak stiller en jy's in jou herfs en dan in die winter. Al Ja. daardie en dit maak heeltemal sin en dat 'n mens ook dienooreenkomstig daarbey moet Ja, aanpas. ja, Dit is so. ja. So met ander woorde, wanneer 'n mens in jou winter is, moenie lente dinge doen nie. Jy kan dit nie meer doen nie. Of nie, moenie lente dinge verwag nie. Ja, ja, ek dink op 'n fisiese vlak en op 'n daai tyd is verby. Dis reg. Ja, en Dis om dit reg. aanvaar en besig te wees met die dinge van die seisoen waarin jy is. Waarin ons is. Goed. Dit is amper maklik om dit daaraan te koppel op ouderdom, profiel. Ja, en daai metafoor te Dis gebruik. reg. Ja. Maar op kort termyn. Ja, vat 'n jaar in 'n mens se lewe. Jy jaar na jaar beleef van seisoene en dit staan ons nie los daarvan nie. So wat maak ons daarmee? Ek myself weet dat ek in die draai van seisoene 'n baie sterk kreatiewe energie voel. In al die draai van al die seisoene. Ja, sodra dit meer sterk in natuurlik van winter na lente en van winter na lente en dan in die herfs na winter. Daai tussenseisoene eintlik is dit asof kreatiwiteit by my sterk gestimuleer word. En ek dink dit is omdat dit so mooi is. Dit het baie te doen vir my visueel, te doen met en sintuiglik met die nuwe in die lente en dan daai rykheid wat gebeur in die herfs wanneer kleure so ryk en vol is. So ek beleef daai tussenseisoene op daai manier en probeer dit dan ook op daai manier benut. Omdat ek meer energie het dan. Die klimaat is dan ook gematig. Ek sukkel nie so met erge koue of erge hitte nie. Uiterstes nie. Ja, so dit is vir my gemakliker seisoene. Net in terme van dit. Maar is sterk gekoppel aan die kreatiwiteit. Ja, dit voel vir my so. Waar in die winter ek myself regtig waar en ek dink dit het te doen met daai ongemak, daai fisiese ongemak is om myself, ek het nie baie kreatiewe energie nie. En ek dink dit is ook nodig om in die winter, soos wat jy ook dikwels sê, die winter is 'n tyd van inkeer. Dis 'n ideale tyd vir retreat, vir by die vuur sit en 'n boek lees en om regtig waar dit te benut. Omdat die ander seisoene dikwels so baie aktiwiteit het. Ja. Want ek is verskriklik lief. Dis my gunsteling seisoen is winter. Maar ek raak opgewonde wanneer daar's 'n verandering in die lug. Ja. Wanneer dis letterlik, wanneer lente aanbreek, dit ruik anderster. Ja. Jy tel net die tekens op. Dit maak my opgewonde. En dit is lekker om dit te sien. Maar ek moet sê winter is vir my gunsteling seisoen omdat dit stiller is. Dit raak gestroop. Dit is amper asof 'n mens die onderliggende beenstruktuur van dinge sien. Dit is nie so toegepak onder oorvloed nie. Daar is 'n sekere gestroopdheid en 'n eenvoud en 'n duidelikheid. Ja. En ek dink die tempo is stadiger. Dis reg. So met ander woorde, in daardie opsig is winter vir my 'n baie 'n goeie seisoen. Dit pas my geaardheid. Ek kan na binne keer, dit kan stiller raak. Maar ek moet ook sê dat die somer rek my die meeste. Ja.
En Ja. daarom is die somer vir my 'n goeie seisoen, want die somer is verskriklik uitbundig en is baie onvoorspelbaar En baie besig. en is baie besig. Ja. So met ander woorde, dit bring my aanhoudend buite my gemaksone. Ja. So ek moet leer hoe om met hierdie faktore te werk wat my aanhoudend rek en wat byvoorbeeld in die somer is daar baie kragonderbrekings. In die somer lek die dakke. Ja, dis baie nat. Ja, jy moet 'n plan maak daarmee. Jy kan nie net sê ek ry nou en ek gaan meubels oplaai nie. Ja. Wat sê die weerbureau? Moet ek iets daar? Dis aanhoudend. Dit is nie net 'n gemaklikheid nie. Ja. Dit is 'n aanhoudende uitdaging om dinge gedoen te kry. So dit rek my baie. Ek is aanhoudend uit my gemaksone in die somer. Maar dis uitputtend. Ja. Dit is tot 'n groot mate uitputtend en ek dink dis waarom jy die winter nodig het. Ja. Regtig dit dan nodig het. Ja. En ons almal dit nodig het. Ja. Want ons kan onsself baie keer so dryf deur daai besige seisoene. En dan wil ons teen dieselfde tempo die winter ook deurgaan, want die lewe, ons voel die lewe vereis dit van ons. Dis reg. Maar ons kan nie. Ons kan regtig eintlik nie. En die winter is heel moontlik daar omdat daai groei wat ons nie eers van bewus is nie. Omdat dit daar moet gebeur, omdat dit stiller moet wees, omdat jy met dinge moet besig wees wat jy nie in ander tye van die jaar by gaan uitkom nie. En die ding is, die seisoene is net so 'n pragtige toonbeeld van die spirituele lewe. Ja. Getye, see stoot uit en trek terug. Daar's hierdie voortdurende beweging wat plaasvind en dit maak 'n mens sensitief ook vir die prosesse binne in die spirituele lewe. Dit help regtig baie daarmee. So die seisoene is ook in daardie opsig 'n besondere wysgeer en 'n wysheidsbron waaruit ons kan tap. Maar ons hoop julle het 'n baie lekker lente hierdie week wat voorlê. Lentedag. En dat julle die oop bars van lewe regtig baie geniet. Mooi week almal. Tata. Tata.